Welkom, groete aan die wonderlijke naam van onze koning Jesus. Ik is evangelist Geduld, jouw host, en welkom bij Grace with Fred. En vandaag praten we met zuster Michelle. En soos vir die wat nog niet weet nie, is het bevoorrecht vandag om samen met mijn eigen ma te kan praten oor haar story, oor haar leven wandel, wat sy deurgemaak het. En soos ons weet, onze ouers is ons maar altyd, kan ek sê, hulle vertel nooit hulle story nie. As ons hulle vra oor hulle verlede, dan praat hulle nooit daaroor nie. Hulle sê altyd iets anders om jou af te gooi daarvan, maar ek het vandag die voorrecht om samen met my eie ma te kan praat, waar sy haar story gaat deel, niet met my nie, maar met die kijkers daar buiten. Zuster Michelle, voor ons nou amptelik begin met die interview, kan u net vir die kijkers daar buiten kan sê, wie is Michelle, waar kom sy vandaan? Goeiemiddag, wees. My naam is Zuster Michelle. Je weet, ik is geboren uit Verleersdorp, maar geblei in Gastelvrouw, Gordonsbaai. Al die jaar doet ons al geblei as kind, doet ons getrek Makassar toe. En daar het ek begin groot word, school gaan, en daarna het ek gaan werk, en so het my lewe dan begin. En toe ek 19 jaar oud is, toe verwag my eerste baba. Ek is getroud en ek het Rywes mee toe getrek. Ek het daar by my skoonma gebly, seker 'n maand. En daarna het ek in Kloofonia straat, daar sit ek gebly, ons daar gebly. En daarna het ons maar so rondgetrek tot ons ons eie plekkie kry, tot in Delft. Toe het ek al 3 kinders, al 3 meisiekinders. Is my kind, al 3 meisiekinders is aan Rywes niet gebore. En my klong wat vanmiddag hier by my sit, hy is in die Delft gebore. En die lewe het lekker gegaan. En na sekere tyd, toe dinge skeef begin te loop, skeef loop. Ek het probleme opgetel, maar ek was by die Here. En die Here het my gelei. Ek het dwars deur die storms gegaan, waar ek deur gegaan het, was moeilik. Maar die Here het my so, toe ek begin het met hierdie storie. En die storie het begin, dus met 3 meisiekinders al gebore, ek het nog nie my seun gehad nie. En daar het 'n derde persoon in my huwelik ingekom. En ons het probleme opgetel. Ek het gewerk by I&J. En hy nou na my toe kom vertel die storie van hom. En die dierbares weet, as iemand derde in jou lewe inkom, dan is dit baie moeilik. Want dan is dit dus nog jou kinders en nog ekstra wat sy moet dan uitgee. Maar die Here, hy bly die Here. Jy weet hoe ek hy verbleef op 'n Sondag, ek was net gedoop. Toe stap my omstandighede stap toe saam my in. En ek kan nie glo nie. Maar die Here het my gedra. Ek het die môre het ek werk toe gegaan. En ek het op die stasie gestaan om 'n taxi trein te vat by I&J toe. En daar het ek gekom en op die stasie het dit in my gemaal in my kop en gesê die is nou my man se kind. En ek het nog gestruggle en ek kan niks gesien het voor my aangesig nie. En ek vra vir die Here en ek beproef die Here daardie môre. Ek beproef hom terwyl ek op hy stasie staan en ek sê, Here, as u hierdie ding wat in my kop so maal wegvat, dan gaan ek u dien. Dis die eerste keer wat ek die Here beproef. En ek gaan werk toe en by die werk gekom het, het nog altyd so gemaal, maar ek ben nou nie gesteer aan nie. Ek het seker lunchtime, het ek nou toilet gegaan, en toe is my laaste huil. Hy was my laaste huil wat ek gehuil het. En ek het gesê, Here, help my net, en die Here het my gehelp. En daar het ek besef wat die Here werklik is. Dierbares,
as u iemand het wat in die huwelik intree, en jy kan nie vergewe nie, dan kan jy jouself nie vergewe nie. En die Here kan ook jou nie vergewe as jy nie anders kan vergewe nie. En daarom vra ek vanmiddag vir diebares as vergewe, sodat jy kan vrykom van die probleem. En die Here het my vrygemaak van die probleem. Al het ek met daai probleem vir seker maar 18 jaar deurgegaan. Maar die Here was saam met my en ek het die Here gedien. Ek het hom nie neergesit nie. En ek het my man vergewe vir dit wat hy aan my gedoen het. Jy weet die vanmiddag. En ek sê vir die Here baie dankie. Hy het my deurgedra. En vandag kan ek net dankie sê vir die Here. Dit was die moeite werd om die Here op die proef te stel. En toe ons mos nou aan die Diaf kom bly. En dinge, jy weet mos, hoe gaan dinge? As dinge gaan die dinge nie lekker nie, want jy het jou eie kinders wat jy ook moet groot maak. Jy weet, en jy moet daar ook 'n stukkie daarvan uitpytjie afgee. Jy weet, nou moet jy deel. En dit is nie lekker om te deel nie, want jy het mos nou hy persoon gevat vir jouself. Maar die Here het my deurgedra. Ek het nie gewerkie. My verkou het begin te een word. Ek sê, Here, ek weet nie wat ek kan doen nie. Hy werkie. Al my meisiekinders het hulle een verjaarsdag gehad. En hoe gaan ek nou my klomp se verjaarsdag gee? My enigste klomp. Hoe gaan ek sy verjaarsdag gee? En diebares, ek het die Here op sy geloof gevat. En vir die Here gesê, ek gaan vir my kinderparty gee. En ek het vir my kinderparty gee, en die party was so geseën, dat die Here het my gejaag deur. Ek kan hom sy eenste verjaarsdag gee. Jy weet, toe ek so in die beproewing was, het ek maandags na die huis van die Here toe gegaan. Jy weet, hoe bly ons al leer ek nog hier in die Delf in, dat ons maandags gegaan en gebid. En dit was my enigste gebed, Here, ek moet 'n werk kry. En ek het begin, en elke maandag het ek gepraat, hy was by elke maandag se versoek gewees. En die laaste maandag voordat ek 'n werk gekry het ek net gehuil voor die aangesig van die Here. Ek kan niks gedoen het, ek het net gaan huil. Ek weet ook nie waarvoor huil ek, maar ek het gehuil. En diebares toe dit nou so Februarie kom, ek kan verjaar 1 van Februarie. Jy weet, en ek kry in die 2de week Februarie kry ek 'n antwoord by Rainbow. Jy weet, wat vandag nie meer bestaan. Hy staan seker maar, hy staan nie meer in Bellville City, maar hy staan by ander plekke. Jy weet, en ek het daar begin, hy was eers binne toe hy na Rainbow toe gegaan. En daar het ek my werk begin. En diebares was dit was vir my die wonderlikste. Die Here het my geseën. Jy weet, as jy 'n probleem het, en jy nog nie die Here nie, dan moet jy die Here aanneem. En as jy die Here in jou lewe het, stel die Here op die proef wat jy wil hê vanmiddag, en hy sal die begeerte van jou hart gee, jy weet. Want die Here het van my die my hartse begeerte gegee, en ek het dit gedoen, en vandag, ek dien nog altyd die Here, en my kinders dien almal die Here, en daarom kan ek vir die Here net dankie sê daarvoor, want dit is die moeite werd, jy weet, deur al die probleme wat ek deurgegaan het, dit was net 'n druppel in die emmer, want ek besef wat die Here vir my deurgemaak het, en wat hy op Golgotha gedoen het vir ons, jy weet, dan kan jy besef, hy baie gelei, nog vir ons nog nie so gelei nie, hy het die meeste gelei. En dit is vanmiddag my storie, wat ek aan u wil vertel. As u iemand het, wat in dieselfde posisie is, sê hy moet die persoon vergewe, en so sal die Here vir hom en vir haar ook vergewe, en hy sal by einde, of sy sal by einde van die dag 'n wenner wees. Amen, daar het u die storie, maar ek wil 'n bietjie dieper delf in hierdie storie, van ek weet daar is baie mense daar buite vandag wat dalk sit in dieselfde situasie, in dieselfde probleem, wat jy weet, miskien hoe hulle kan maak, of hoe hulle kan uitkom uit die situasie uit die. En ek hoor Suster Michelle sê, toe Suster Michelle die nuus kry, toe iemand die nuus bring na u toe om te sê nou van die probleem wat daar is,
daar is 'n kind, wat het deur u gedagtes gegaan? Toe u die nuus ontvang, watter emosies, watter gevoelens het deur u gedagtes gegaan, deur u lyf gegaan, wat het u gedink in daardie moment? Ewige lus, daardie moment was 'n vreeslike moment. My man het vir my gesê, my vrou, ek wil iets vir jou sê. Maar nou sit ons nou Sondag, van môre moet jy gaan werk. Ja. En ek wil niks hoor nie, want ek wil mos nou slaap. En hy sê, my vrou, ek wil vir jou iets vertel, vir jou iets sê. En hy sê vir my, dit was amper soos 'n sok wat deur my hart gegaan het. Ek kan dit nie geglo het nie. Ek het sommer ek het nie eens woorde, ek het sommer al hy goedes in een sin gevra. Jy was jy daar, hoekom het jy gedoen? Was in een, daar was jy asemhaling, so hartseer was ek van pyn. En van nou weet ek mos nou, hy moet nou aandag gegee word, want dit kom na my toe. Jy weet, en die Here het my op die proef gestel, as jy op eintlik op 'n beproewing wat ek moet deurgemaak het, daardie moment. Want 'n beproewing is iets wat die Here vir jou gee om vir jou sterk te maak in die probleem in. En jy weet, terwyl ek so gelê het ek net gehuil. En ek sê vir hom, ek gaan vir jou ma en vir my ma sê wat jy gedoen het. En hy sê vir my, jong, moenie vir jou ouers vertel nie, want hulle gaan, en ek het nie vir my ouers vertel nie. Ek het nie vir my skoonma vertel nie wat hy vir my, die dag toe die kind na my skoonma se huis toe kom, toe sien my skoonma, en toe vertel ek, die kind al seker maar 5 of 4 jaar oud al, groot al. En toe sê van hy lyk net sy pa, en toe sê ek, toe vertel ek hulle die storie. En dis hoe ek so emotions gewees het, ek weer toe gaan, van dit kan ek het in my mind gekry, ek kan nie geglo dat my man so iets aan my gedoen het nie. Want ek was nog jonk, ek was 19 jaar toe ek getroud is, en ek het al my 3 meisiekinders gehad al, ek was natuurlik seker in die 20's al. Ja, ek was al in die 20's al, was ek. Maar die Here het my genade gesny, my gehelp. Dit was 'n moeilike situasie, maar ek wil vir u sê, as u deur dit gaan, as u in die Here in die lewe het, vertrou op die Here. Want dit is net die Here wat jou daardeur lê. Beproef die Here. En sê vir die Here wat jy nodig het, daardie moment. En hy sal vir jou gee, maar jy moet jou belofte hou wat jy gesê het, jy gaan die Here dien. Dien die Here. Dien die Here, dit is wat ek vanmiddag vir u kan sê. Dien net die Here, en die Here sal die vooruit gaan met al jou probleme, want die ander goedjies kom ons tussenin. Maar die Here help jou, jy roep die Here op sy naam, en hy sê, Here, want jy nie meer kan nie, dan sê jy, Here, help my, en hy is in staat om vir jou te help. Amen, amen, daar het u die storie gehoor vandag, en ek luister so aan Suster Michelle se storie, en ek besef en ek dink by myself dat, toe hierdie kind in die prentjie kom, die derde party, soos u gesê, toe die derde party in u huwelik inkom, toe moes u mos daardie kind ervaar, accept, want dit is nog iemand se seun. Amen, en ek weet, soms is dit moeilik in die begin om dit te accept, because whenever jy die kind sien, remind dit vir jou aan wat die man gedoen het, of wat die vrou gedoen het, remind dit vir jou constantly. My vraag is aan Suster Michelle is, hoe lang het dit gevat vir u om die man te vergewe, om die vrou te vergewe, om die kind te accept, because baie kere mense vind dit baie swaar om dit te accept, om dit te ervaar, om haar die persoon te vergewe. Soos Suster Michelle gesê het, ons moet hulle vergewe, maar soms is dit nie maklik, as hy in hy situasie is, om hy persoon te vergewe nie, terwyl die probleem nog reeds op hand is. Hoe lang het dit van u gevat, om die man te vergewe? Vir my het dit nie lang gevat nie. Hoekom ek so sê vanmiddag, Wiels? Toe ek het my man gesels, ek kan hom nie vergeet nie, ek kan nie met die moment kan ek hom vergewe nie, maar ek weet nie of ek op vakansie was nie, maar ek was by die huis gewees, weet ek,
My man moes skofte gewerk. Ek was by die huis. Jy weet, en ek is lief vir TV kyk. En ek het 'n poppetjie op die TV gekyk. Ek het baie lief vir poppetjies en ek het gekyk. En daar was 'n spesiale poppetjie wat op die TV was en ek het gekyk. Van die Here, die man het die een man geskuld. Seker maar nou, hy het vir die man geskuld. En die een man, en hy het na die man toe gegaan en vir die man gesê, ek kan jou nie betaal nie, en hier in die land, en die man vergewe hom, en die man sê, oké, ek geef jou nog soveel tyd, om jou duigiakie te betaal, maar min te weet, skuld iemand anders vir hom, ook geld, maar hy kan nie vir die man ook insien, soos die ene man vir hom ingesien het die. Jy weet, en toe kom die, as 'n Bybelding storie, soos ek later van tyd, het ek ontdek, dit was as in die Bybel in, jy weet, en as 'n storie, en ek vertel haar, al die dinge vergaan, en ek vertel hy storie, sorry, en ek kry die storie, en ek sê van, hoe kan die man, die ander man, hoe kan hy nie die man vergewe nie, maar die een man het vir hom begewe. En toe kom die ander man wat hy voorgevra het om vir hom te vergewe, om hom nog tyd te gee, wat hy van die man kan afbetaal. Jy weet, en die man hoor, hy kan nie die ander man ook insien nie. En toe kom die man, en die man vat hom en gooi hom in die tronk in. En die het my besef, ek moet my man vergewe, ongeag wat hy gedoen het, ook uit die goed, dat dit sommer weggegaan nie, dat het nog in my hart gedra, my gedagtes gewandel, van jy weet, ek moet nou self, moet ek ook nou nog 'n stukkie van die geld, my kinders se geld, moet ek 'n stukkie gaan afknip, want ek het altyd, ek weet hoe ons mense dink, maar ek dink so altyd, my kinders eet lekker, en die veetjies loop hulle wangetjies en hulle lippe af. Wat eet die kind vandag? Vandag se mense gee nie om vir die kind daar buite nie, maar hulle weet is ook deel van hulle gesin. Jy weet, dat vanmiddag is, ek sê altyd, dit is nie die kind se skuld nie. Dit is die ouers se skuld. Van hulle het beplan, die kind weet van sout en peper niks nie. Jy weet, daarom moet ons mekaar vergewe en vergewe mekaar, sodat die Here vir jou ook kan vergewe. Dis wat hoe ek gevoel het, daardie moment. Maar het vir my, seker maar, 'n tyd gevat. Maar my man het ek gou vergewe, ek weet nie wat 'n maand was, of minder as 'n maand, maar toe ek die prentjie kyk, toe vergewe ek my man, en ek vertel vir hom, ek vergewe vir jou, maar as jy het weer aan my doen, dan moet jy weet, ek vat my kinders en ek loop, en dan los ek jou. Jy weet, maar ek het nie daar uitgekom, die Here het dit toegelaat nie. En vandag is ek so dankbaar vir dit. Jy weet, ons dra hard in ons probleme, en ons stryde, maar ons moet ook kan vergewe. Dierbares, vergewe mekaar. Dis die myn van die Here op Golgotha het gesê, sy eerste uitspraak was, vergewe mekaar, vergewe hulle, van hulle weet nie wat hulle doen nie. As u nie kan vergewe nie, dan is dit 'n baie moeilike saak vir u, want dan rus dit op u. Want u kan nie die bevryding nie, daai alleen kan nie vergewe nie, en 'n mens se gedagtes is iets anders, dit mal in jou mind, want jy moet vir die Here vra om dit weg te neem, sodat jy ook kan vergeet en vergewe, want jy moet altyd kan doen. Jy weet, dis wat ek gevoel het, ewige lus, dit was moeilik geweest, maar ek moet die so aanvaar, want hy kan groei nou tussen ons en my kinders in die huwelik in, en ek moet dit aanvaar, die kind, jy weet, en vandag is hulle groot, ek het iets geweet, toe hulle 18 jaar oud, die tyd het so verloop, dat ek weer kon uitvind, toe werk hulle allemaal. Dus eindelijk my strijd voorbij, hulle het gaan werk, hulle het nie verre college toe gegaan nie, hy het die college so verre toe gegaan nie, want dis hoe goed die Here vir 'n mens is. Vertrou net op die Here, en die Here sal vir jou alles uitsort. Amen, dierbare. Sussie Michelle, ek hoor u getuienis, en vir my is het, as jy mos groot raak as kind, in die huis, groot mense vertel ons nooit vir die kinders wat gebeur. As die prentjie daar buite lyk altyd mooi, ons stry nie voor die kinders nie, ons gaan nie aan voor die kinders nie. So vir my is dit 'n voorreg vandag om my eie ma se storie te kan hoor, om te kan luister waar sy gegaan het,
sodat ons vandag hier kan sit as groot manne in die Here, in ons eie families, ons eie kinders kan hier sit. So Suster Michelle, sê gou vir my, daar buite is baie mense met dieselfde probleem in dieselfde situasie wat hulle vandag bevind, en u het gesê hulle moet mekaar vergewe. Wat dink Suster Michelle wou die Here vir u geleer het in daai proses? Want ek weet, wanneer God jou deur 'n storm vat of deur 'n stryd vat of 'n situasie vat, wil hy jou altyd iets leer of hy wil jou opbou vir die toekoms daar buite. Soms is jou stryd en jou probleem nie vir jouself nie, maar vir dit wat nog op pad is. Wat dink Suster Michelle vandag terwyl u nou hier sit, jare later, na dit gebeur het, wat as u nou moet terugkyk en terugdink, terwyl u in daardie proses was, in daardie situasie was, wat dink u was God se plan? Wat wou hy vir u daaruit leer? Die Here wil seker vir my geleer het om my lewe, en kyk, ek was jonk. Ek was baie jonk, ek het van niks geweet van die lewe af. 'n Mens, as jy 19 jaar oud is, dan weet jy mos niks van die lewe af. En ek moes kom leer hoe om mense te kan vergewe. Ek is nie 'n mens van harte net nie. Ek hou nie af van nie. Ek is nie. En ek hou van mense, jy moet as 'n familie, jy moet saam bou, saam wees. In die kring in. En daar moet jy begin van liefde. Ek het nie van liefde geken nie, want ons ouers het nie ons geleer van liefde nie. Ons het net ophou groei en as ons moet net doen, hulle het gewerk en ons moet skool gaan en dat is al. En dan moet ons, maar nou ons nou uit die huis uit. En nou moet ons een eie potje roer. Daar is die maanpa nie, ons moet ons eie potje roer. En vir my is dat die Here moet vir my geleer het, soos 'n groot vrou moet geleer het, hoe om dinge te kan handel. Jy weet, van 'n mens weet jy op handel nie, van so my kinders groot geword het. Ek het van sout en peper niks geweet nie, en goed nie, dit daardie ouderdom, 19, ja, maar ek sê, dierbaar is, ek het 'n skoonma, wat my gehelp het, deur elke situasie wat ek gehad het. Sy lewe nog vandag, en so waar, ek kan vir daardie vrou, my hoed afhaal vir haar. Jy weet, sy is 'n vrou gewees wat agter my gestaan het, wat by my gestaan het, wat my geleer het hoe om dinge te hanteer. En daarom sê ek baie dankie mamma. Jy weet, mamma het vir my baie dinge geleer en baie dinge op hierdie weg het my weggekom. Het die Here gedraai nie, het by my gestaan, by my kinders, ek aan my kinders daar neergesit het. Jy weet, daar kan ek gegaan het en so het ek groot, kan ek dinge meer aanvaar. Ek kan aanvaar en die Here het my geleer hoe om te kan verdra. Ek moet kan verdra hierdie goedes ook. Van wat is moeilik as jy nie kan verdra nie. Jy weet, die mense praat nou van die vrugte van die Gees. Daai tyd het ek nie geweet van die vrugte van die Gees nie. En van daai het later al die goedes geleer. So die Here het my daardeur gevat om te leer van die evangelie. Van ek het mos net tot in bekering gekom en net gedoop, hoe weet ek? Yes. Ek weet niks nie. En die Here het vir my bewys, hy is die God van bo. Jy weet, ek kan vandag vir u sê, my man is ook bekeer, hy was voor my bekeer, maar die Here, in 'n droom het die Here my gewys, hoe en waar gedoop word, en wat die klere gaan gedoop word, en my man het alles gedoen, al het hy in sonde geval, sê hy nog niks nie, jy weet, maar die Here, is die Here, sy naam moet ons omhoog hou. Ons moet die naam van die Here omhoog hou. Ongeag ons val, ons is mens, ons val. Maar ons moet nie gaan lê nie. Ons moet weer opstaan. En voortgaan. En die Here dien. En kyk, jy word mos sterker. Jy word sterker. Die Here gee jou meer krag. Nou weet jy, as jy weer situasie kom, dan weet jy presies wat om te doen. Kom, ons dien die Here. Dit is al wat die Here my geleer het, om sterk te wees, om op hom te kan vertrou. Nie op mense, want ek het nie mens gehad nie. Daai moment, ek het nie vriende nie. En goed, my skoonma is my vriend gewees, wat ek alles kon geneem het.
na hart toe en ons kan gedeel het en die Here daarby. Dit is my bemoediging. Vertrou op die Here en doen wat die Here vir u sê. As die Here sê doen dit, dan doen jy dit sonder twyfel. Amen, amen. Suster Michelle, net so vir interessantheid vir hulle wat nou wonder daar buite. Kan u gou net vlugtig sê hoe lank is julle nou getroud, u en die man? Ek en my man is 42 jaar getroud. Jy weet, die was moeilike tye. Die 42 het nie sommer so gekom nie, maar was moeilik geweest. Maar die Here het ons gedra daardeur. Jy weet, van kyk jy as die man nie sterk genoeg is nie, dan moet die vrou kan sterk wees. Ons kan nie altyd slap lê nie. En die Here het vir my 'n sterk vrou gemaak en ek kan die evangelie kan ek gedra. En daarom is my kinders vandag dierbaar is as u kinders onbekeer is en hulle is in die huis in. Hou altaardienste. Hou altaardienste. En maak nie saak hulle dronk is of hulle kop is nog seer, vat hulle na die huis van die Here toe. Al sit hulle ook net daar. Want ek het vir my kinders outomaties gestel, of jy as jy hier bly, jy's buite kan die deur, maar jy bly nie, of jy gaan saam met kerk toe. Maar hulle het verkies om kerk toe te gaan en hulle was nie lekker saam met my nie. Maar ek het nie gehoor nie. Ek het die altaardienste gehou. Hulle was in hulle kamers. As ek begin te sing, dan sien ek hier kruip hulle een vir een uit. En so het ons die evangelie begin. En daarom, Here, kyk ook jou opoffering. Wat gaan jy doen aan Jesus se hasie? En as jy dit doen wat hy wil hê jy doen, gaan die Here jou seën daardeur en hy gaan jou meer en meer krag gee. Jy weet, want die Here het vir 42 jaar van my en my man gedra. Jy weet as tye wat my man nie gewerk het nie, dat ek maar R20 ontvang. Ek het nie gewerk nie, ek kry R20. Ek het kinders, ek sê Here, alles tog net 'n brood wat ek koop, sodat my kinders kan eet. Jy weet, en ek was tevrede met daai R20. Ek vergeet nie altyd daai nie. R20 wat my man gaan werk het by iemand, en hy het R20 gekry. En die next tyd, toe kry hy werk, en toe sê ek, dankie Here, sien hy man, kan maak dat jy meer kry. Amen, amen. Suster Michelle, voor ons nou gaan klaarmaak, u is nou 42 jaar getroud, en daar is baie jong getrouwde kappels daar buite, wat 1 jaar getrouwd is, 2 jaar, 10 jaar, 5 jaar. Wat 'n raad kan u vir jong getrouwde kappels gee daar buite? Wat 'n raad kan u vir hulle gee, sodat hulle kan staan vastig bly? Die Here is maar die regte opsie. Maar mens sien, ons as ek en my man, ons getroude lewe, ons moet mekaar kan vertrou. Wanneer dinge nie lekker gaan nie, dan moet daai persoon vrymoedig na my toe kan kom, of ek moet vrymoedig na hom kan gaan. Ons gesels oor die probleem wat ons het, en ons moet hom uitstryk en doen daai ding. Maar ons mense van vandag, hulle wil trou, hulle kan nie die probleme aanvaar wat die Here op hulle weg sit nie, dan die goeie uitweg is om te skei. Maar dit is nie uitweg nie. Van wat word van die kinders dan? Niemand, almal vergeet van die kinders. Moet nooit jou kinders vergeet nie. Want ek het my kinders nooit vergeet nie. Want toe ek in so 'n hasie was, het ek altyd gesê, Here, my kinders, ek gaan nie. My man gaan vir my kom kuier in my kasse, en dan moet my kinders weer tyd in rywesmeet ingaan. Toe sê ek, nee Here, dit kan nie so werk nie. Van my nie. Dit is hulle pa, en dit is hulle pa bly. En ek het my besluit gemaak, ek gaan by hom staan, maak nie saak hoe die omstandighede is. En ek het baie dinge deurgegaan. Here, dit kos hare op my tande gehad het, om dit hierdie probleem van die ander vrou, sy verstaan nie. Maar sy wat by die Here is, sy moet verstaan. Sy moet ook dink vir jou, en vir jou man, en vir jou kinders, sy voordink. Vir my ding is, vir jong getroudes, vertrou mekaar, wees lief vir mekaar. En as julle, kyk jy om uit te gaan, maak tyd vir julle self. Ek sê altyd, dit kos, jy hoef nie geld te hê, baie geld te hê. Jy kan hom net vat, sê my vrou, of my man, kom, ek neem gou vir julle na Kentucky toe, ons koop 'n kou, en dan sit ons daar, en gesels, dan kom jy weer huis toe, en dan kan jy ook maar sê, en ek was vandag lekker uit gewees, en so gesels. Dat is hoe dinge is,
Net so met jou kinders ook, jy maak met jou kinders dieselfde. Ja. Jy vat jou kinders, jy gaan daar by Spur, kykie Spur, nie Spur nie, Hungry Lion en die goed kry jy mos nou. Ja. Vat jy nog 'n koppel account, sit daar by die tafeltjie en gesels, hou gesels jy aan en so aan. En nou kan jy ook vir jou kind sê, sy klaar is. Hoe was dit? Hoe sien julle uit dan? Hoe was dit? Hoe was ons 'n dag saam? En kinders bou daarop en so raak hulle groot met daai mindset. En môre oormôre as hulle getroud, dan doen hulle dieselfde. Kom, vat aan. Verkies die Here. Die Here sal jy die regte wysheid en insig sal die Here vir jou gee. Bly by die Here, die wat die Here dien, bly by die Here. Moenie aansig rond te kyk nie. En die wat kort getroud is, sit jou huwelik in die Here in, sodat hy jou huis kan bou. Amen, amen, dierbare is, daar het u dit. En vandag wil ek dankie sê vir Suster Michelle, wat bereid was om haar storie te deel met die kykers daar buitekant. Soos ek altyd sê vir jou, wat 'n storie het, en wat 'n storie wil vertel aan die wêreld daar buite. Hierdie platform is gerig vir dit. Ek weet ons almal het 'n storie waar die Here vir ons uitgehaal het. Ons almal het regtig waar 'n storie, en hierdie platform is gekreëer of is gemaak sodat jy jou storie kan vertel. Moenie skaam wees om jou storie te vertel nie, want die Bybel sê 'n ware getuie dit red lewens. Jy sit vandag met 'n storie daar in jou hart, iets waar mense deurgemaak het deur die lewe. Kom deel dit met die wêreld daar buite. Jy kan soveel lewens red daar buite wat tot by die Here kan kom. So ek wil jou aanraai, as jy hierdie video kyk of jy sê hierdie video, like hierdie video, subscribe, follow my vir nog content. En dis die begin van groot dinge, soos ek sê. Ons begin maar by nommer 1. En so gaan ons op. En ek glo en ek vertrou die Here dat hierdie is die begin van groot dinge. So ek wil jou aanraai, ek sal my details sit in die descriptions, in die comments. As jy 'n storie het, jy kan my kontak. Ek interview u by u huis, of u kan kom tot by my, dit maak nie saak nie. Sodat ons die weg van die Here kan vooruitgaan. Vandag sê ek, is dit so maklik. Jy tel net jou foon op, en dan hoor ons van die Here. So moenie huiwer nie. Wees weer in die Here seën. Ek vir u baie dankie sê, u wat gekyk het, u wat my follow. Dankie. Sê hierdie video, like het, deel het met enigiemand wat dit sien. En moenie vergeet nie, volgende week en Sondag om 4 uur maak ons weer so. En ek sê vir u baie dankie, Suster Michelle. Ek sê vir u baie dankie, dit was 'n voorreg gewees. Tot next week toe. Tot ziens. Bye bye. Bye.